Ja, vanoggend se roudiens van oom Charlie. Nou ja, ek spot mos altyd oor die Adamsappel. Hulle sê 'n man het 'n Adamsappel omdat sy trane so naby lê, want die vrou het die appel geëet en vir die man gegee om te eet. So daar sal baie van ons wie se trane vanoggend seker naby sal wees, so julle moet dit maar so verstaan. Oom Charlie was 'n besonderse mens geweest. Baie welkom aan almal van julle wat hier is. Mag julle die lewe vier. Dis hoekom ons vanoggend hier is, nie om die dood te vier nie, maar om die lewe te vier, die lewe van iemand wat regtig 'n besonderse mens was. En mag julle die teenwoordigheid en die troos en die liefde van God en sy warm hart wat ons vashou. Mag julle dit vanoggend ook so ervaar. So en almal wat hier is, alle familie en vriende, almal van julle baie welkom aan die Lou familie. Ek sal nie almal se name ken nie, maar ek sal daarom al die kinders wat hier in die gemeente is en kleinkinders ken, aan almal van julle, mag die Here vir julle ook regtig net vashou en troos. Ek sê vanoggend vir Annelie, mens lag met 'n mens huil met 'n lag in die hart, want oom Charlie het eintlik 'n vol besonderse lewe gehad. So mag julle dit regtig ook die troos daarvan ervaar ook in julle lewe. Kom ons word stil en dan begin ons vanoggend se erediens so in die naam van die Here. Here, terwyl ons so stil word in U teenwoordigheid, dink ons aan die gedig of die stuk wat geskryf is, stil mense, daar stap 'n man verby. Ons word stil oor U wat die grootte God is. Ons word stil omdat U in beheer is van die lewe. Ons word stil omdat ons opkyk na die berge en vir 'n oomblik wonder, waar kom ons hulp vandaan? Maar ons weet ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werk van sy hande nie, selfs wanneer dit tot 'n einde kom. Daarom staan ons hier stil in U teenwoordigheid. Amen. Liewe familie en vriende, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en hy skenk dit vir julle vanoggend, elkeen met die gemeenskap van sy Heilige Gees. Kom ons sing 'n baie mooi lied, baie gepas ook, die oorwinningslied. As 'n lied, die woorde sal op die bord wees, sowel as op die blaadjie wat julle gekry het. Oorwinningslied waarin ons dan nou onsself ook eintlik die oorwinning wat Jesus Christus behaal het oor die dood, wat baie gepas is. Die dood is nie die finaliteit van die lewe nie, dis net die oorgang na 'n anderste lewe. So kom ons sing dit ook in daardie sin, as 'n lied vanoggend. Ik ben
Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 10 uit. Johannes 10 gaan ons lees vanaf vers 7 en dan ook Psalm 23. Johannes 10 gaan nou ook oor die goeie herder en dan is Psalm 23 nou, jy kan nou net nie as jy oor 'n herder praat nie Psalm 23 lees nie. So ons gaan die twee gedeeltes saam lees, Johannes 10 en Psalm 23. Kom ons bid net saam terwyl die woord van die Here so oop is. Here, baie dankie dat ons nou in ons liedere vir U kon loof en prys, dat ons vir U kon sê, ons loof en ons prys U, want U is die grootte God. U woord sal ewig staan, U is die oorwinnaar. Ja, as ons ons oë toemaak, dan sien ons so in ons gees die glorie van die mag, die almag van God, dat U kom mens word het, en dat U seun op hierdie aarde laat leef het vir 33 jaar, en uiteindelik die lydings weggestap het, en 'n kruis gesterf het, opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, sodat hy as aangestel kan word as hoof oor alles en almal, ja, selfs ook oor die dood. Daarom kon Paulus skryf en hy sê, daar's geen mag op aarde of onder die aarde of bo of iewers anderste of krag of enigiets wat ooit weer 'n skeiding kan bring tussen ons en U, want U leef in ons deur die Gees. En met die Gees hier binne in ons bid ons Here dat U die woord vir ons sal oopmaak, sodat die woord deur die Gees in ons helder en duidelik sal spreek vir elkeen van ons, soos ons dit vanoggend ook deur die Gees ontvang. En alles wat ons wil doen, selfs ook ons lewe wil ons doen in die teenwoordigheid van God en tot eer van U groot naam, en ook vanoggend dan mag dit wees tot eer van U naam. Amen. Johannes 10 dan vanaf vers 7 en dan ook Psalm 23. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het, is diewe en rowers. Maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en weiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei, maar ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie en dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my. Net soos die Vader my ken en ek die Vader ken, en ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister en hulle sal een kudde wees met een herder. Die Vader het my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit my eie af. Ek het die volmag om dit af te lê en ek het die volmag om dit weer op te neem. Dit is die opdrag wat ek van my Vader ontvang het. En dan Psalm 23. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Nou, liewe familie en vriende, wat is die geheim van die lewe? Almal wil altyd weet, en almal vra altyd hierdie vraag: wat is die geheim van die lewe? En as iemand oud word veral, dan vra mense: wat is jou geheim? Wat het jy gedoen dat jy al die pyne en die siektes en die ouderdomssiektes kon oorleef het?
Oom Charlie was geseënd geweest om 'n lang lewe te gehad het en daarmee nogal 'n aktiewe ene ook. Baie keer kry mense dat mense as hulle nou te oud raak, dan lê hulle nou maar net op 'n bed. Ek dink my ma was vir iets soos 3 of 4 jaar wat sy baie beperk was in haar mobiliteit geweest. So oom Charlie was in daai opsig baie geseënd geweest dat hy tot op sy laaste was hy nog aktief en kon hy nog aan die gang wees. Al het dit nou met krikke gewees. Nie almal wat 90 jaar oud word kan nog rondry en stap tot almal se frustrasie rondry plaas toe ook nog en saam deelneem aan alles wat lekker is nie. Oom Charlie het niks in die lewe gemis nie. Ek onthou die laaste keer wat hy nog by ons was saam met Flip en daar op die hoorgat besig gewees en op 'n stadium wil Flip ry en ons maak die kar deur toe en help vir oom Charlie in, maak die deur toe. En jy weet mos nou hoe gaan dit, mens kuier mos nog terwyl jy nou nog so na die by die kar rond staan en ek en Flip raak weer aan die gesels. Hier maak hom Charlie die deur oop. Nee, hy wil deel wees van die gesprek. Hy wil nie die deur moet toe wees terwyl ons nou nog staan en kuier nie. So, hy het niks gemis in die lewe nie. So wat was sy geheim? Wat was sy geheim dat hy so oud, so gelukkig, so vol vreugde en vrede kon leef? In ons teksgedeelte is Jesus in gesprek met sy disippels. En Johannes se oogmerk met sy evangelie was om aan die lesers te wys dat hierdie man was regtig die lang verwagte Messias wat hulle verwag het om te kom. Die Jode het al die jare gewag en net so voor Jesus se koms het dit regtig nie goed gegaan met die emosionele en fisiese en geestelike lewe van die Jode nie. Daar was allerlei politieke skuwe en bewegings en goed was net nie lekker gewees in die tyd net so voor Jesus se koms nie. Die Romeine het ook begin oorneem en die Jode se opstand onderdruk. So dit het regtig nie baie goed gegaan nie. So mense sou eintlik kon sê dat hulle reg was om 'n Messias te kon ontvang. En hier kom hy. En hulle sien dit nie raak nie. En dis Johannes se oogmerk in Johannes 20 vers 31, dan sien jy ook daar sê hy spesifiek. Dis hoekom ek hierdie goed opgeteken het, dat julle kan glo en kan sien dat hierdie man was regtig die Messias. Die een wat sou kom, die een wat aan julle die lewe sou kom gee wat nie deur die Torah beskikbaar was nie, wat ons nou mos nou weet hulle nooit kon regkry uiteindelik nie. En die beelde wat wat Johannes hier gebruik, Jesus ook in sy gesprek, sou elke Jood sou presies geweet het waarvan Jesus gepraat het. Dit was vir hulle baie goed bekend geweest. In die Ou Testament was daar dikwels na God verwys as die herder van sy volk. Skryf daarvan in Genesis 48 en Genesis 49, Psalm 28, Psalm 80, Jesaja 40, Esegiel 34. Oral bekende tekste waarin God aan sy volk gesê het, maar ek sal vir julle soos 'n herder wees. En koning Dawid was natuurlik die prototipe van 'n koning wat 'n herder ook van sy volk is. Die bekendste is natuurlik Psalm 23 wat ons ken. Daar sien ons hoe 'n goeie herder sy skape versorg en hoe die Here 'n herder vir sy skape sal wees en vir sy volk sal wees. Hierdie goeie herder skep 'n wonderlike omgewing van groen weivelde. Maak seker dat daar gras is en daar kos is en dat daar water is. Maak seker dat hulle veilig is teen die wolwe en die jakkalse. Maak seker dat hulle veilig is as dit donker raak. Dat daar genoeg beskerming is. Ja, maar selfs as die skape deur donker dieptes moet gaan, sal die goeie herder vir hulle begelei. En selfs in oorvloed sal die herder verskaf aan die volk. En so was die prototipe gewees en dis wat die Jode geken het, dat die lang verwagte Messias sal kom en dan sal ons hierdie oorvloedige van die lewe kan ervaar. En in die Ou Testament was dit die koning se werk om so 'n herder te wees vir die volk, om hulle so te moes lei en te beskerm. En verskeie van die profete het daarom ook hierdie beelde gebruik om te wys hoe die konings gefaal het in hulle roeping om so 'n herder te wees. Die bekendste daarvan lees ons in Jeremia 23 en Sagaria 11. Maar dit was veral Esegiel wat op 'n stadium skryf en sê dat God die slegte herders van die volk gaan aanspreek en dat hy dan sal beloof om te kom en 'n goeie herder vir sy volk te wees. So toe Jesus kom en hy sê vir hierdie mense, ek is die goeie herder, moes al hierdie profesieë en beelde en goed wat hulle mee gehoor en gegroot geword het van kleintyd af, moes in hulle koppe opgeskiet het. Hulle moes net hoor, maar hier is die herder, hier is die goeie herder waaroor die profete gepraat het.
En met hierdie beelde kom wys Johannes vir die Jode dat hierdie Jesus, hierdie man, is daar die goeie herder wat beloof is. En in hom is die lewe, die beskerming, die oorvloed, die volheid van die lewe is by hom. Dit wat hulle in die Ou Testament verwag het en wat hulle gedink het hulle kan deur die Torah na te kom gekry en hulle dit nooit gekry het nie. Kom Jesus en hy sê die Torah is vervul en ek is daardie lewe wat julle soek in die nakoming van die wet. Ek is die deur waardeur 'n mens gaan, waardeur die skape sal gaan en het julle opgelet, hy sê die skape sal in en uit gaan. 'n Vryheid van beweging tussen die kraal en die weiding en dat hulle geseënd en beskermd mag wei oral waar hulle kom. 'n Merkwaardige gedeelte in hierdie verhaal is vers 10. Die hele gedeelte gaan oor skape en herders en diewe wat oor die heining klim en nie oor die heining mag klim nie in hekke en alles. En dan hier in vers 10 kom sê die Here eintlik so tussen al hierdie stories oor die kraal en die hekke en die skape en die jakkals en die wolwe en die rowers om die kern van waarom Jesus na hierdie aarde toe gekom het. Dan sê hy vir hulle, ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in sy volheid. Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê en dit in sy volheid. Nou oor die lewe moet ons bietjie saam dink. Want iewers het ons begin dink dat die lewe wat Jesus gebring het, die ewige lewe, as ek vir mense vra oor die ewige lewe, dan antwoord almal ja, ek weet waarheen toe ek gaan as ek doodgaan. So asof die lewe en die ewige lewe gaan oor die lewe na die dood. Ons het op universiteit altyd gespot en gesê, is daar lewe na die dood? En dan het iemand anders gesê, dis nie die vraag nie, is daar lewe voor die dood? Dis die eintlike vraag. En dit klink my dis amper wat Johannes ook hier wil probeer deurgee aan hulle. Is dat ons het begin dink dat die lewe, as ons praat oor die ewige lewe, dan praat ons oor waarheen toe gaan ek as ek doodgaan? Want dis nie die Jode se bekommernis gewees nie. Die Jode het nooit bekommer oor waarheen toe hulle gaan as hulle doodgaan nie. Hulle het geweet oor die opstanding uit die dood. Maar dit was nie 'n plek waarheen toe hulle moes gaan iewers heen nie. Hulle het nie so 'n obsessie gehad met die lewe na die dood nie. Hulle het weliswaar daarin geglo. En as Johannes die volgende hoofstuk Johannes 11 lees, dan is Jesus nou met Martha in gesprek met Lazarus se opwekking en dan vra Jesus vir Martha, "Maar glo jy dat ek die lewe is?" Dan sê sy, "Ja, ek glo dat ek glo in die opstanding van die dood, net soos ons. Ek glo in die opstanding van die dood." Dan sê Jesus, "Nee, jy verstaan nie mooi nie. Ek praat nie oor die opstanding van die dood nie. Ek praat oor hierdie lewe." En dan sê hy vir haar, "Wie in my glo sal lewe, selfs al het hy ook gesterwe." Nie sal lewe nadat hy gesterwe het nie. So liewe gemeente, al die profeseë en alles gaan oor hierdie lewe. En as Jesus sê ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, dan beteken dit nie die lewe na die dood nie, dit ook, maar dit beteken dat ons hierdie lewe kan hê. Jesus sê nie dat hy die wêreld so lief gehad het dat elkeen wat hom glo, die ewige lewe na die dood sal hê nie. En hy het ook nie vir Martha gesê wie in my glo sal lewe nadat hy gesterf het nie. Maar selfs al het jy ook gesterf. Daarom, liewe familie en vriende, die lewe en daarom ook die ewige lewe, gaan alles oor hierdie lewe. Oor hierdie 80, 90 jaar wat ons het voordat ons doodgaan. Sodat hierdie lewe anders kan wees. Sodat hierdie lewe vol kan wees, soos hy hier sê, die volheid van die lewe kan wees. Sodat die koninkryk van God kan kom. Sodat daar's 'n kwaliteit aan hierdie lewe wat anders is as die wêreldse lewe wat die wêreld aan ons probeer voorhou. En dis die ware lewe waarna Johannes en Jesus verwys. N.T. Wright, 'n teoloog en Engelse teoloog skryf en hy sê it is to be fully human again. Dis wat dit is, dat Jesus gekom het sodat ek en jy weer ons volle mensheid kan terugkry wat ons verloor het by die sondeval.
En die tweede eienskap wat hier na vore kom in die gedeelte wat Jesus hier noem, is die volheid. Die Engelse woord daarvoor is abundant. So die volheid, die oorvloed, was dit nie eintlik 'n mooi woord vir abundant nie, né? Maar die volheid van die lewe. Nou wat verstaan ons van die volheid van die lewe? Wat sê ons as ons sê oom Charlie het 'n vol lewe gehad? En ons sê dit almal want ons weet dit is hoe ons daaroor voel. Oom Charlie was geseënd met 'n hoë ouderdom. Maar volheid in hierdie sin gaan meer oor lengte. En volheid gaan ook nie noodwendig oor 'n gemaklike lewe nie, of 'n maklike lewe nie, of oor rykdom nie. En dit het dus niks met materiële voorspoed te doen nie. 'n Vol lewe is 'n lewe van tevredenheid en vergenoegdheid. Paulus het dit ook op 'n stadium geskryf en hy sê ek is vergenoegd en content. Ek is vergenoegd. Dis wat 'n vol lewe is. En ons kan dit dalk nie altyd lekker definieer wanneer ons daaroor praat nie, maar elkeen van ons weet eintlik instinktief wat is 'n vol lewe, want wanneer ons oor iemand se lewe praat, dan sê ons hy het 'n vol lewe gehad. Soos oor hom Charlie praat, dan sê ons hom Charlie het 'n vol lewe gehad. En ons kan dit nie definieer nie. Ons kan nie sê presies wat dit is nie, maar ons almal weet waarvan ons praat. As ons sê hom Charlie het 'n vol lewe gehad. En dis waaroor Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. Sodat ek en jy die lewe en daai lewe in sy volheid kan hê. Sodat hierdie aardse lewe met al sy vreugde en trane dat ek hier kan leef in sy volheid. Kom ons sê weer N.T. Wright wat gesê het sodat I can be fully human again. Jesus het eintlik gekom om ons menswees vir ons te kom teruggee. En die ironie is net 'n paar verse later sê hy kom doen dit deur sy lewe te kom gee daarvoor. Hy sê dat hy het gekom om sodat ons lewe kan hê en dan ek gee my lewe af vir die skape. En ek doen dit vrywillig. Niemand dwing my om dit te doen nie. Pilatus het nie my per ongeluk in die dood ingestuur nie. Hy het dit gekies om te doen. Want dis hoe ek en jy die lewe in sy volheid kan hê. Dis juis deur sy dood dat ons uit sy genade uit mag deel hê aan hierdie vol lewe, hier en nou. En nie net as ons eendag dood is nie. So wat is die geheim van 'n vol lewe? Wat was oom Charlie se geheim gewees van 'n vol lewe? Vanuit my oogpunt uit van die 2 jaar wat ek nou oom Charlie leer ken het, die gemeente en familie en vriende, oom Charlie het die deur na die lewe gevind. Jesus praat hier, hy sê ek is die deur en wie deur my gaan sal in en uit kan gaan soos hy goedvind. Oom Charlie het die deur van die lewe gevind. Oom Charlie het die goeie herder geken en hy het hom geken. Toe ek aan oom Charlie dink, toe ek hoor dat hy verlede Vrydag oorlede is, het die teks onmiddellik by opgekom. Ek het gekom sodat jy die lewe kan hê en dit in sy volheid. Oom Charlie het die volheid van die lewe geken. Dis soos wanneer jy water boor en jy boor en ons was ons nou hoeka daar gestaan by die boorgat saam met oom Charlie. En as jy boor en jy boor die aar raak, dan ontdek jy die bron van die water. Oom Charlie het die bron van die lewe ontdek. En hy het geweet dat dit uit genade is. Bykans elke Bybelstudie in die Silverhof inwoners sal my nou kan ondersteun. Bykans elke Silverhof Bybelstudie, as ek klaar gepraat het en ek vra of iemand iets wil sê, dan sê oom Charlie, doen nie alles uit genade uit. Alles uit genade uit. Oom Charlie het dit geweet. Hy het geweet wie is die goeie herder en hy het geweet oor die ingang van die volle lewe wat hy in hom kan kry. En hy het geweet dis alles uit genade. En dis die wonderlike troos van die lewe. Maar dis meer as troos. En daarom kan ons sy lewe vier. Daarom kan ons met 'n glimlag huil vanoggend. Ons is hartseer oor hy nie meer hier is nie. Dit is sleg, natuurlik. Toe ek net nou daar by die trap staan en vir mense groet, toe wag ek nou vir die prikke wat ek nou moet hoor om te kom en dit kom nie. So dit gaan nog 'n aanpassing wees. Dit gaan vir ons moeilik en anders wees.
Maar ons het 'n tevredenheid in ons hart, want oom Charlie het die goeie herder geken. Hy het die aard van die lewe ontdek in Jesus Christus. Daarom vier ons sy lewe en wat hy vir so baie van ons beteken het. En al het ek hom net 2 jaar geken, dit was vir my verrykend geweest. Ons kon sien dat hy die volheid van die lewe leer ken het in sy eie lewe en dat hy altyd met 'n glimlag gegroet het en die trappies hier op aangedurf het. En dat hy die plaaspad aangedurf het in sy kar. En dis wat ons vier vanoggend. Die lewe van 'n merkwaardige man met 'n persoonlikheid wat spreek van vrede wat uit sy hart uitborrel. En die beste manier hoe ek en jy se lewe kan vier vanoggend is om sy voorbeeld te volg. Om sy voorbeeld te volg. Hy het die lewe geleef en geniet want hy het geweet waar dit vandaan kom. Jesus het gekom sodat ek en jy die lewe kan hê. En daai lewe in sy absolute oorvloedige volheid. En mag julle die troos dit ook vanoggend so ervaar. Amen. Here, baie dankie dat ons oom Charlie kon leer ken het. Maar dankie dat oom Charlie vir ons die deur kon wys. Die hek na die goeie herder toe. En dat oom Charlie die volheid van die lewe kon geleef het en kon ervaar het. Dankie Here dat U hom vir 90 jaar, amper 91 jaar, hier by ons laat leef het. Dankie dat hy so groot erflating, nie materieel nie, nalaat. In die rykdom van sy kinders en kleinkinders en agterkleinkinders. In die rykdom van die ervarings wat hulle mee saamgaan. Daarom loof en prys ons U vanoggend oor die lewe wat U gegee het in 'n persoon soos om Charlie Lou. En ons kom dankie dat ons almal iets daarvan kon beleef, lank of kort. En nou bid ons as familie en vriende vir mekaar om die mooi herinneringe te vier en te koester. En aan die mooi herinneringe te dink en te onthou dat hy het die aard, die bron van die lewe ontdek. Hierdie Jesus is die bron van alle lewe. En mag dit so wees vir elkeen van ons ook. Mag ons na hom kyk en aan hom dink en dink oor die lewe en sy volheid wat deur genade in Jesus Christus aan ons gegee word. En troos dan nou ook hierdie familie, almal van hulle ook in die dae wat kom, dat hulle die goeie en die mooi herinneringe sal koester. En dit saam met hulle sal neem en sal weet hierdie dood is maar net 'n oorgang. 'n Oorgang na 'n heerlikheid soos Paulus daarvan praat in Romeine 8, wat alles ver te bowe gaan. En dat hy nou daardie heerlikheid ervaar. Dankie daarvoor. Ons loof en ons prys U as die Here van die lewe. Amen. Familie en vriende, ons het nou geleentheid vir eers 'n huldeblyk deur Flip en Carmen en daarna sal Annelie die bedankings doen. Daarna sing ons bring lof aan die Vader as 'n slotlied en dan word jy almal uitgenooi om saam met hulle net 'n koppie tee en ietsie te eet in die saal na die tyd. Flip. Carmen, ja, jy kan ook my naam. Sy aan, hoor julle my? Ek het ook maar die knop in die keel, maar sin met die geleentheid om hulde blyk gewoon hulde blyk aan my pa te bring. Jy weet, jou ouers kan jy nie kies nie. Jy kan nie jou ma
kies wie sy wil wees of hoe sy moet lyk of jou pa nie. Jou ouers kry jy. En soos jy ouer word, dan leer jy daai ouers al beter ken. Want ons is bevoorreg om ons ouers lang te kon geken het. Verskoon. My pa het baie oud geword en was 'n voorreg om hom so lank te kon ken. Daar was later nie meer 'n pa-kind verhouding, ons was vriende. Soveel so dat hy ons beste vriend was. En as ons kinders vandag 'n geleentheid moet kry om ons ouers te kies, dan sal ons daai selfde ouers kies. Hulle was ons baie goed. As ek vinnig my pa se lewensreis vir julle moet vertel, hy is in 1934 gebore in Oudtshoorn. Hy het skool gegaan eers op 'n plaas hier by Waaiveld. Toe later in Oudtshoorn. Hy was hoërskool in Malou. Toe kom boer hy. My ma was 'n onderwyseres hier. Hy was getroud. Ons kinders is gebore. En ek beskou my pa as 'n goeie boer. Hy was suksesvol. Hy was 'n man wat baie lief was vir tennis speel. Daai jare toe Oranje nog onder waterwese geval het. Het hy elke Saterdag gaan tennis speel en baie Woensdae maar ook. Hy was ongelukkig. Op 42 moes hy 'n heupvervanging kry wat nie suksesvol was nie. En na vele heupvervangings was dit die begin van sy loopbaan met 'n Curie of met daai 2 kurke. Ten spyte van dit was hy altyd positief. Hy het nooit sy lot bekla nie. Hy het nooit gemoun oor sy toestand het, maar hy het kurke neergesit daar waar hy iets gedoen het. Weer hy kurke opgetel. Hy het baie keer vir ons gesê, as jy saam met jou ry, jy vat die kurke, jy sit hulle agter op die bak en dan sê jong, werk mooi met my daai kurke, dis my bene. So het hy 'n paar jaar na 60 besluit, hy gaan dorp toe. Ons het die voorreg gekry om te begin boer. Nooit het my pa geweet, hy sal in Oudtshoorn so oud word nie. Die gevolg was dat hy langer in Oudtshoorn gebly het as wat hy geboer het. Maar gelukkig het pa nooit, hy het nie kom aftree in Oudtshoorn nie. My pa het hom besig gehou met baie dinge. Hy het vir mense goed reggemaak, of dit nou 'n skuifhek of 'n deweringdeur was. Hy het ons stukke, en nie net ons kinders hier, baie van die manne hier se bolkoppe reggemaak, gesoldeer, rooikat hokke gebou. Hy het hierdie bome voor die kerk geplant, hier langs die kerksaal af, pyp aangelê, gesorg dat hulle groot word, vandag is dit pragtige bome. Hy het daai jare baie werk in Silverhof gedoen, toe het hy nog nie daar gewoon nie. En dit is soos hy was, hy het hom besig gehou, julle sal onthou, hy het baie fiets gery toe en Oudtshoorn gebly het. Hy het altyd vir my gesê, man, dat sê ons pa is gevaarlik. Dat sê man, die lorry drivers ken my al as hulle by my verby ry, dan gee hulle my sulke kortboetjies, hulle weet van my. Toe my ma later versorging nodig het, toen is hulle Silverhof toe gaan. Dit was 'n moeilike tyd. Ek swaar afskeid geneem van sy huis. Het gaan voor wetenskap. Hy was lief vir werk, hy was lief vir sy hande te werk. Maar in Silverhof, my pa moet besig hou, op 'n ander manier. Hy was baie lief vir kaart speel. François, en Rian weet, julle kan getuig van, julle het baie saam met hom kaart gespeel, ek weet. Hy begin storieboeke lees. Hy was nie 'n leser in sy lewe nie. Die ouer tyd was storie liefdesverhale. Dan kom ek daar by hom en sê, my jong, dit is so 'n mooi boek die storie gaan oor dit en dat. Hy self tapisseriewerk gedoen. Die mooistes van hulle het hy geraam en dan sy kamer gaan. Karina het die ou mense inkleerboeke gegee. Die pa het begin inkleer. Hy was trots op hy prentjie wat hy ingekleer en dan wys hy hom vir jou. Hy het hom eintlik besig gehou met sy hande, sy brein gestimuleer. Hy het altyd gesê, jong, as ek op die stoep sit, dan voel ek skallag. My pa het nooit sy sin vir humor verloor nie. Hy het die Saterdag, voor hy dood is, het Cecile en Jan hom genooi om daar te kom braai. Celine vertel my, sy gaan laai haar ma op, en my pa, en vat het nou op aan Cecile se huis toe. Celine stap toe saam met haar ma, en
een van Celine se vriendinne weer 'n slap saam met my pa. Hy sê toe vir haar, jong, hier's nou niks vir jou om te sien nie, maar hier's dan vir my iets om te sien. Dit was as hy was. Hy het nooit oud geword in sy kop nie. Hy het altyd grappies gemaak, altyd 'n goeie sin vir humor gehad. En daarvoor was ons baie dankbaar. Toe moet jy dit nou gesê van wat is die resep van lang lewe? My pa het baie keer gesê, jong, ek het oud geword van tee drink, nie van whisky nie. Nie laat whisky verkeerd is nie. En dan was hy baie lief vir. As jy hom opgelaai het en jy ry ergens heen, het hy altyd gesê, jong, gaan ons nie tee drink. Ek was baie lief vir dit en ons gaan dit ook hierna doen. Ek wil afsluit een van die Hopian manne. Ja, seker. Een van die Hopian manne stuur my 'n WhatsApp. Wat sê? Jammer van hom, Charlie. Maar hy's reg uit hemel nie. Wat 'n tuisker vir hom. Dankie. Liefste oupa, waar kan 'n mens begin? Die man in die dorp wat vreeslik heilig was oor sy plantjies, altyd gevra het vir 'n kietjie en het beslis al die kennis van al die ou mense gehad. Oupa was 'n handyman en kon enige iets wat lyk asof dit nie meer wil werk nie, regmaak. Oupa het altyd gespog met oupa se kinders. Oupa het altyd die mense in die ouer huis op hulle tone gehou en daar was nooit 'n tussenin vir oupa nie. Altyd net reg of verkeerd. Dankie vir julle liefde, omgee, moeite en geduld met oupa. Oupa was baie lief vir 'n teetjie en 'n beskuitjie en moenie vergeet nie, die koppie en piering moet uit die jare toe dateer. Oupa was altyd honger vir geselskap en het altyd almal ingenooi vir 'n teetjie. Oupa het nooit nee gesê om 'n potjie kaart saam met ons te geniet nie. Ek weet nie hoe oupa ons keer op keer gewen het nie, maar dit daar gelaat. Oupa was 'n ware voorbeeld van iemand wat sterk was in oupa se geloof. Oupa wou nooit siekeboeg toe gaan nie, en Jesus het oupa se gebede verhoor en oupa kom haal. Oupa, jou stories was meer as net stories. Jou voorbeeld was meer as net 'n voorbeeld en jou lewe was meer as net 'n lewe. Dankie oupa vir die juweel van 'n pappa wat oupa vir my en my boeties gevorm het. Ek wens ons kon na kerk vir ou Laas 'n teetjie en 'n beskuitjie saam oupa geniet, of net vir oupa sê om bietjie sagter in die kerk te praat. Vandag groet ons iemand wat verstaan het, iemand wat vertrou het en iemand wat geweet het dat ons elke dag moet lewe, nie net omdat ons moet nie, maar omdat ons kan. Ons groet iemand wat elke dag gesien het met soveel meer as net sy oë. Alles omtrent oupa was besonders en oupa sal vir altyd 'n deel van ons besluite wees wat ons neem en tree wat ons loop. Nie omdat 'n deel van oupa in ons DNA is nie, maar omdat so 'n groot deel van oupa in ons hart is en altyd sal wees. Ons koester elke herinnering wat ons saam met oupa gehad het. Dankie Jesus dat Jesus vir oupa vir ons geleen het. Hy was 'n ware engel op aarde. Rus en vrede oupa, ons lief oupa. Dit wat jy gekry het of ontvang het. Ek wil begin met Rina en Silverhof se personeel. Baie dankie vir my pa se huis. Die laaste 4 jaar, ma was nou net 'n jaar daar, dat julle dit vir my pa huis gemaak het. Dankie dat ons kinders tydig en ontydig by die ouer huis die deurklokkie kon lei. Julle ons altyd hartlik ontvang het. Dankie dat julle hom bederf het. Dankie dat julle vir hom drukkies gegee het. Dankie dat ons kinders kon braai, familie, gesinsetes daar kon hou en verjaarsdae kon vier saam met my pa. Baie dankie vir die personeel van Silverhof. Vir jou, Dominic, 2 jaar wat jy die pad geloop het met my pa. En dat jy vandag in die diens gelei het. En jy het hom geken en
sou geniet het, alles wat jy vandag speel, en hy het maar gevra vir jou, wat jy moet speel, maar gesê wat jy moet speel. Dankie, Nicola, baie dankie vir die video wat jy gemaakt het. Toe oupa dood is, was het bietjie onverwags vir almal van ons, en ons moes vinnig foto's kry. Ons het so foto's en hy het 'n mens wat sê jy dit nodig, weet jy. Dankie dat jy dit vir ons saamgestel het, die slideshow. Dan wil ek vir julle almal vandag hier in die kerk sê, dankie dat julle hier is. Dankie vir 'n laaste eerbetoon aan Pa Charlie. Baie dankie vir die kuiers in Silverhof. Die wat met hom kaart gespeel het, wat net gaan kuier het, wat net môre gesê het, wat my pa bederf het met 'n koekie of 'n lekker dingetjie, wat met hom rondgery het in die dorp. Die wat hom sien aankom het in die dorp as hy self bestuur hierdie later. Gaan hy nou stop of gaan oupa nie flikker aan sit nie? Julle het hom dopgehou. Baie dankie vir elkeen se bydrae by pa se lewe. Nou is dit vir ons 5 kinders, Delena, Piet en Charlize, Flip en Corneille, Charlie en Lona, Boffie. Baie dankie. Dankie dat julle daar was vir pa. Dankie dat ons met mekaar kon deel. Alles van pa. Dankie dat as ek langsbaan toe ry, weet julle is daar. Julle gaan my laat weet. Ons het regtig 'n lekker pa gehad. 'n Pa om op trots te wees. 'n Pa wat die Here geken het. En ons van die Here kon leer. Ons moet so voortdoen. Delena, ek wil jou uitsonder. Jy was elke dag daar vir pa en vir ma. Ek en die broers het nie altyd vir jou dankie gesê nie. Ons het dit nie altyd raak gesien nie, en is ons gerieflik, Delena is daar. Ek wil vandag vir jou sê, baie, baie dankie Delena, vir die ouses wat jy vir ons is. Nou, almal weet nou, Flip, almal het gesê van pa wat van tee en koek hou. Hier's nou lekker tee en koekie langsaan, vir almal van julle, julle is welkom. Corneille het vir ons lekker gemaak daar. Corneille, dankie vir dit wat ons nou gaan geniet, vir die laaste huldeblyk wat jy ook aan pa doen. Dankie. Ons slotlied nou, familie en vriende, is bring lof aan die Vader, en die woorde sal ook weer daarop verskyn, en dan sluit ons so af, en vir oom Charlie, wat diep spore hier getrap het. Kom ons sluit daarmee af. Maar dis maak die saak nie, as jy die woorde, kan jy dit regkry, Emery, is dit net weg? Wil jy dit wys nie, goed, dan lyk het my, is daar 'n tegniese probleem, maak die saak nie, jy kan die rest van die woorde, en ons sommer net saam lees, as 'n holdeblyk aan Charlie. Familie en vriende, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, en die gemeenskap in sy Heilige Gees,
sal met julle elkeen ook wees en bly, soos wat dit met oom Charlie was. En dit sal met ons wees tot in ewigheid en selfs daarna. Mag jy so gaan leef in sy vrede en vrede. Amen.